groet julle en ek gaan aan met die reeks wat ek begin het oor die man in die breinklere en die ballingskap van die kinders van Naphtali en Zebulon en wat het met die mense gebeur. So ek het voor my 'n tydlyn wat ek uitgewerk het, wat ek nou oor 'n lang tyd oordink het en dan stel ek dit op en dan wag ek tot die Gees van God met my werk en dan kan ek eers daaroor praat en dan steeds nog moet ek die menslike aspek, ek is altyd versigtig vir die menslike aspek om foute te maak, want mense kan foute maak en as enigeen van julle foute optel, kan julle my dit laat weet. So ek het gegaan vanaf die veronderstelling, ek werk vanaf die veronderstelling dat alles wat was, sal weer wees. En daarom kom ek nou hier by die volgende reeks, waarin ek meestal net praat oor wat het gebeur nou in hierdie tyd van Pekah. Ons leef in die tyd van Pekah, iemand wat in die regering is van Suid-Afrika, 2022, wat soos sy adjudant is, en sy volgelinge sal 'n tipe van militêre klere dra of 'n militaristiese, soos van 'n outlook hê, uitkyk, hulle image sal soos militêr gespreek, soos militêre mense weet. So met ander woorde, in die tyd van Pekahia het daar 'n man opgestaan met die naam van Pekah en hy het hierdie koning se gesag ondermyn. En hy het dit gedoen deur uit volgelinge gekry en hy het die militêr, hy het soos 'n militêre vleuel het hy om hom geskaar. Nou, dit was in die 2de jaar gewees of in die begin van Pekahia se regering het die militêre vleuel van 'n ander party wat verwant is aan wat uit sy eie party uitkom. So ek wil dit baie duidelik stel dat die tydlyn is nie myne nie. Dit is nie myne nie, dit is iets wat uit die Bybel uitkom. Dit is nie iets wat ek uitgedink het nie. Wat ek net besef het en wat ek deur studie uitgevind het, is dat mense, lande volg 'n tydlyn. Hulle volg 'n prototipe, hulle volg 'n archetype. Niks nie te sonder die son nie. So daarom sê ek nou, ek is nou midde in die tyd van die EFF en van Cyril Ramaphosa. En hierdie regering van Ramaphosa gaan omtrent 16 jaar. Ek sal dit skat tussen 16 en 20 jaar. 16 jaar gaan omtrent die tyd wees waar hulle twee invloed gaan hê in ons land. Nou, daar's baie interessante goed wat gebeur in hierdie 16 jaar. In daai selfde tyd staan daar, in ander woorde, die twee koninkryke van Israel het nou gesplit. Salomo se kinders het gesplit en jy kry die koninkryk van Israel waar Pekah en Pekahia nou op die toneel is en dan het jy ook die koninkryk van Juda, die Dawidshuis. So in daai tyd het die koning wat daar aan bewind gekom het, was daar ander konings wat geregeer het. So Jotam het in die 2de jaar van Pekah, in daai selfde tyd het daar 'n koning opgestaan in Juda, wat 'n regverdige man was. Hy het gehandel hy was soos sy vader, Uzia. Uzia was 'n baie goeie koning gewees van Juda. So dit was nie baie lank daar nie, toe hierdie Pekah, die koning en die koning van Aram opgesteek. So jy sien daar's 'n opstekery. En wie het hulle nou hierdie opstekery teen geloods? Teen Juda, teen Jotam en sy opvolger Agas. So daarom het daar nou die mense van Juda het toe besluit dat hulle gaan hulp vra. So in ander woorde, dit is amper soos twee koninkryke wat in Suid-Afrika is.
Jy het die koninkryk van Israel en jy het die koninkryk van Juda. Die koninkryk van Juda is die Dawidshuis. Nou, as jy nou die Bybel lees, sal jy sien daar's kere wat wat die huis van Israel probeer het om teen die huis van Juda te veg. En dan is hulle kon nie veg nie, want hulle kon nie wen nie. Of in sekere kere want die Here was saam met die huis van Juda. Alhoewel hulle net 2 stamme was, want die huis van Israel was 10 stamme. So baie groot 10 stamme, 2 stamme. Maar die huis van Juda het 200 jaar nadat Israel in ballingskap gegaan het, het die huis van Juda nog steeds voortgegaan. So ons voorvaders ons identifiseer met die huis van Dawid. So as jy met die huis van Dawid identifiseer en jy stam uit daai dynastie uit waar baie van die westerse nasies uitstam, dan is jy ingedeel by die huis van Juda. So nou het jy hierdie mense wat nou hulle beplan die ondergang van die kinders van Juda. So dit is net so goed, jy probeer teen God iets beplan en jy probeer om God self skade te berokken, want hy het gesê, in die einde van tyd sal hy Dawid oprig. Hy gaan die huis van Dawid herstel. Hy gaan Dawid gaan op die einde van tyd, die Bybel staan het, gaan Dawid opgerig word. Nou hierdie mense van Juda het toe 'n koning van Tiglat-Pileser laat kom. So, onthou nou, ons bly nou in een land waar al twee die koninkryke is. Probeer om dit te verstaan van dis prototipes wat afspeel. En Siener van Rensburg het baie keer probeer om ons land op hierdie soort van tydlyn te laat hy het Suid-Afrika gesien. Hy het baie vergelykings tussen Suid-Afrika en Israel gedoen. Want Suid-Afrika is een van die lande wat die meeste Bybelse name van die lande wat die meeste Bybelse name in ons land het. Hebron, Elim, Mamre, dit is 'n geweldige lang lys van name. Ek gee julle net so 'n paar voorbeelde. So nou het hulle, so dis 'n opstekery. Daar's 'n hele tyd 'n opstekery teen die mense van Juda. Is dit nie, het julle onthou van hierdie van in my vorige video's wat ek gepraat het van Jacob Zuma wat vir Bell Pottinger gekry het om te praat, die wit mense te sê dat hulle is gepraat van white economic money of ek kan nie dis meer die naam onthou nie, maar wat geïnisieer het dat wit mense se geld, hulle is white economic capital. Ek kan nie al van die naam onthou nie, ek sal dit maar in een van die onderskrifte skryf terwyl ek nou op hierdie dinge gesprek is. Maar met ander woorde, hulle word ondermyn op verskillende maniere deur 'n reputation laundering firma in Engeland en deur mense wat in hierdie parlement van PK en PKE is. Hulle het die hele tyd verbal attacks teen die mense van Juda. Maar nou op 'n call gaan hierdie mense van Juda 'n magtige koning kontak. En hierdie magtige koning, nou ek sal sê dat dit is waar Siener van Rensburg gepraat het, dat Duitsland sal kom om Suid-Afrika te kom help. Maar Duitsland is nie nou meer op 'n op sy eie nie. Hy is deel nou van die Europese Unie. So met ander woorde, as jy in daai parallel praat, dan sal jy nou gaan jy tot die besef kom dat die Europese Unie gaan een of ander tyd hier insaai het in die regering, of hulle gaan van hierdie mense sanksies teen hulle hê. Hulle gaan ondersoeke instel
teen goeder soos BEE diskrimineer teen blanke mense of teen bruin mense of teen Indiërs, want net sekere rasse word daardeur bevoordeel. Dit is nie waarvoor ons 'n demokraat, dit is nie 'n demokrasie nie, as sekere rasse bevoordeel word, of soos kaderontplooiing. Daar word gepraat in die koerante oor kaderontplooiing. Die kaders is klaar ontplooi, hulle is in al die staatsdepartemente, dit is hoekom hulle beheer die staatsdepartemente, en daar het Jacob Zuma al sy mense ingestuur, en dit is hoe staatskaping plaasgevind het. Dis waarom die staatsdepartemente almal verniet is, want hulle het die mense kaal gesteel. Selfs die poskantoor maak toe. Want hulle het nie geld om hierdie plekke te behartig nie, te beheer nie, of om toesig oor hulle te hou nie. Dis gevolg van die geld wat gesteel is. Die geld het verdwyn, die geld is weg. Jy kan nie die geld weer terugneem, want daai mense het daai geld uitgegee. En dit is na hulle kaders toe. Of van dit is Rusland toe, of China toe. Maar dis die mense wat hulle in beheer gebring het, wat hulle ingestem het. So, daar is 'n baie belangrike ding wat gebeur het in die tyd van Pekah en Pekahia. Pekah het die koning van Aram gekry aan sy kant en te velde getrek teen Juda. En Juda het toe sy beste gedoen. Skont net. Juda het sy beste gedoen en hy het toe besluit om iemand anderster te kry om hom te help. En dit was gewees, dit moet soos 'n groot, as jy praat van die Tiglat-Pileser van Assirië, dan moet dit 'n magtige koning wees. Dit moet die Verenigde State wees, of dit kan die Europese Unie wees, dit kan Rusland wees, maar dit sal iemand wees wat die huis van Juda goedgesind is. Ek kan nie dink dat Rusland die huis van Juda goedgesind sal wees nie. So dit sal of die Verenigde State wees, of die Europese Unie wees, maar daar gaan iemand in die bresse tree vir die huis van Juda. So, julle het nou, wat nou toe gebeur het, is dat hierdie koning het gekom, en hy het vir die koning van Aram, en vir Pekah, daar was 'n inval gewees. Hy het vir Rezin laat dood, dis die koning van Aram, en die mense van Damaskus is weggevoer na Kir toe. Dis is die oorsprong van Armeniërs, van die Armeniërs. So, daar in die Bybel staan het van hierdie hele stuk van Agas stuur 'n tekening van die altaar in Damaskus na die priester Uria en beveel die priester om vir die volk te offer, en hy verander die koperbeeste se see ter wille van die koning van Assirië. So daar sê dit vir jou dat daar's iemand wat gaan toetree. Ek sal nie sê dis 'n dis nie 'n oorlog nie, maar jy kan nie elke keer as iemand sê hulle het nou ingeval, daar's 'n invloed wat kom van 'n baie groter moondheid. So, in samevatting, 2 Konings 17 kom die meeste van hierdie teks uit wat ek nou oor gepraat het. Die Here God het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke sender en gesê, bekeer julle van julle verkeerde weë en onderhou my insettinge volgens die hele wet wat ek aan julle vaders beveel het. Dit was die wet van die Ou Testament. En so, in vers 18, het die Here die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder, want die koning van Israel, daai hele gedeelte van Damaskus, is geneem in ballingskap na die land van Kir toe, wat
waar die Arameërs se oorsprong is. Nou wat het nou gebeur? Daai koning het die mense in ballingskap weggevoer en ander mense is in hulle plek laat woon. In die plek van die kinders van Israel. Dit is ook iets wat klaar in ons land gebeur. Mense van reg oor Afrika kom bly in Suid-Afrika. Die grense, ons grense is poreus. Dit is, mense het soos in hulle derduisende van uit Afrika gekom en hier kom werk. Ons eie mense het die land verlaat, kinders van Juda, die afstamminge van Juda en van Naftali, is weggestuur en hulle is oor die see gegaan na Zebulon toe, of na Amerika, of Nieu-Seeland, of Canada, waar hulle werk, om werk te kry. En in dieselfde tyd is daar mense van ander plekke af ingevoer. En in hierdie tyd is Israel met afgodedienaars bevolk. So met ander woorde, ewe skielik is daar invloei van mense wat net die Christelike godsdiens beoefen nie. So hulle beoefen dalk miskien voorvader afgodediens of voorvader godsdiens, die woord is voorvader godsdiens, wat nie ooreenstem met die God van Abraham, Isak en Jakob nie. En al dit kan verder gelees word in 2 Konings 18. Ek vertrou dat julle hierdie boodskap sal geniet, dat julle dit geniet het en dat dit sal diep ingaan in julle gees. Gaan lees self daaroor. Julle hoef nie alles te luister wat ek nou sê nie. Gaan kyk na 2 Konings 17 en 18. Gaan lees die verse en laat dit vir jou oopmaak, want ek het in my vorige video gesê dat as jy ore toe is, sal jy nie hierdie boodskap wil hoor nie. Maar jy sal nie kan dink dat dit kan moontlik wees nie. En daar sal mense wees wat jy kry regse mense en jy kry links, en party van die regse mense wil 'n oorlog hê en hulle wil dit en hulle wil daai hê. Ons kan nie op die vleeslike arm staat maak nie. Daai is die vleeslike arm. Ons kan net op die arm van God staat maak. Dis my boodskap. Amen.